covenant with you. God sal nooit sy belofte aangaande jou sal hy verbreek nie. Nooit, Lera Johnson. Nooit. Hy sal dit nooit verbreek nie. Ek sê, Here, op grond van u woord gaan ek opstaan. Ek moet opstaan. Ek kan nie lê in my ellende, in my omstandighede en dan dinge gaan beter raak nie. Want u woord is vir my 'n sterktoring. Die Bybel sê die regverdiges hardloop daarin en hulle word beskik. Hierdie woord, nie my woord nie, die Here se woord. Die Here bemoedig my met hierdie skrif in Haggai 2 vanaf vers 9. As ene daar is, kan ons saam lees, prys die naam van die Here. Ek het die Engelse weergawe gelees en toe weer die Afrikaanse weergawe sodat hierdie skrif vir my kan oopmaak soos wat die Here wil hê ons moet dit vandag kry. En hy sê hy gaan nooit sy belofte aangaande ons verbreek nie. So ons moet bewus wees dat die Here staan wakker agter sy woord om dit te volbring. Prys die naam van die Here. As ons daar is, kan ons saam lees. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van die Here deur die diens van profeet Haggai gekom en gesê: Spreek tog met Zerubbabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, met Joshua, die seun van Josadak, die hoofpriester en met die oorblyfsel van die volk en sê: Wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het? En hoedanig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Nou dan, skep moed, Zerubbabel, spreek die Here. En weer eens, skep moed, Joshua, hoofpriester, seun van Josadak. En skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly en wees nie bevrees nie. Want so sê die Here van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. En ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei en ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeë, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Tot sover, prys die naam van die Here. Ek kry hier in die tyd wat ek so siek voel, ek voel moeg, ek voel kragteloos. Wat vir my uitstaan die hele tyd is, skep moed. Skep moed. En ek sien dat die Here dit 3 keer in hierdie skrif. Hy sê dit in vers 4, skep moed. En weer, hy sê vir Zerubbabel, skep moed. Hy sê vir Joshua, skep moed. En hy sê vir almal die mense
sê, joh Here, ek is in so pap, ek is moeg, ek het die krag nie. Hy sê, skep moed en werk. Dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Ons is baie kere is ons moeg, en ek weet daar is ons werk wat ons moeg maak, ons het ons huise wat ons na moet aandag gee. Daar is soveel ander dinge. Maar die Here sê, skep moed, Suster Linda. Skep moed en werk. Want hy het nie sy belofte wat hy aangaande ons het, gaan hy nie van ons weerhou nie. Ek dink baie van ons, daar het al 'n profeet met u gepraat, of iemand moes iets gesê het vir u, wat die Here gesê het. En jy dink, ag Here, die ding het nog nie tot vervulling gekom nie. En wat gaan nou nog? Of het 'n huis is, of het 'n werk is, of het my kinders se redding is, my man se redding, wat ook al die geval mag wees. En dit lyk ek bid en niks gebeur nie. Maar vanmôre kom die Here en hy sê, skep moed. Skep moed en werk. En hy sê, alles behoort aan hom. Die silwer, die goed, alles is syne. Hy sê, net 'n kort tydjie. Nie lankie, net 'n kort tydjie. Net 'n kort tydjie, sê hy. En hy gaan vir ons gee die belofte wat hy aangaande ons beloof het. Net 'n kort tydjie. Druk nog deur my suster Michelle. Hy is naby. Hy is naby. Druk deur. Ons gaan moeg raak op hierdie pad. Ons gaan nat raak. Maar die woord van die Here bemoedig my weer eens, die wat op die Here wag. Hulle kry nuwe krag. Ons opvaar soos arende. Ons sal moeg raak, maar ons sal nie mat raak nie. So dis 'n reis wat ons moet hardloop, pastor. Ons is mens, ons raak moeg, ja. Maar as die woord van die Here kan kom en ons weer kan optel en vir ons sê, ons moet moed skep, moet ons weet dat die Here is nog steeds die Here. Hy staan wakker agter sy woord om dit te volbring. Want hy sê net 'n klein tydjie, in a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea, the dry land. I will shake the nations. And what is desired by us, we will fulfill. En die huis, die Here praat van ons almal, van Bethel, hierdie huis, sy former glory, of sy present glory, will be greater than the past. Dat gaan groter is as die verlede. Dit wat ons nou maar sien, is maar 'n druppel in die emmer van wat God kan doen. Maar skep moed. Daai huis van u, my suster, soos u dit nou sien, die woord sê, kyk dit en sien soos u dit nou sien. Kyk en sien hoe u dit nou sien. Maar die toekoms van daai huis gaan groter is as die verlede. Vera Johnson sien en kyk terug. Kyk terug. Kyk terug. Maar sien waarmee die Here besig is. Amen. Sien waarmee die Here besig is. Ons moet die Here begin vertrou, my suster. Ja. Ons moet die Here vat op sy woord. Amen. Dinge gebeur nie in ons tyd nie. Op die Here se tyd. Halleluja. En dit is die perfekte tyd.
Dit is the best appointed time wat die Here ooit vir ons as sy kinders kan gee. Want dan kan ons nie roem op onsself nie. Dan weet ons dit was die Here. Laat ons nie moeg raak nie. Laat ons werk en moed skep soos die Here sê. En werk beteken werk in die huis van die Here. Laat ons help om hierdie huis te bou. Laat ons doen wat die woord van die Here wil hê. Laat ons uitgaan, disippels van nasies gaan maak. Laat ons uitgaan as die Here vir ons 'n opdrag gee. Soos ek sê, ek was moeg, maar ek moes opstaan. Ek moes opstaan. En toe ek opstaan, toe kry ek nuwe krag. Halleluja. Toe ek opstaan en ek sê vir die omstandigheid, jy gaan nie vir my onderhou nie. Want die woord van die Here sê, ek moet moed skep en ek moet gaan werk. Want dit is wat hy wil hê ons moet doen. Hy gee nuwe krag. Ek is excited vir wat die Here gaan doen. Amen. Ek weet nie van julle nie. Ek is super excited vir wat die Here gaan doen. Net nie in my lewe nie, in my familie se lewe, in die volk Bethel se lewens. Ons gaan die Here prys op grond van sy belofte. Die Here is lief vir ons. As hy vir ons elke dag nog kan bedien met 'n woord en vir ons kan oplig uit 'n omstandigheid uit, is die Here ons nog baie lief vir ons. Ek raak net emotional en ek begin huil. Nie omdat iets met my gebeur het nie. Ek het begin huil en die Here net dankie gesê. Vir alles. Vir alles. Ja, ons prys U. Ek het nie waarvan af die trane gekom het nie, maar ek het begin huil. En ek het gesê, dankie Here. Dankie Here. Vir my man, vir my kinders, vir my huis, vir my werk, vir alles Here, vir my die volk Bethel. Dankie Here vir alles. En weet hoe lekker was dit net om voor die Here te lê en huil. Jy voel sommer lig. Huil uit dankbaarheid. Halleluja. Uit dankbaarheid. Vir iets wat ek nog nie eens weet waarvoor ek huil vir almal. En ek sê net dankie Here. Want ek weet hierdie God, hy slymer of hy slaap nie ons. As ek by die huis geleer het, onthou daar is families van my, wat se redding van my afhang. O, Here, ons prys U. Dit hang van my af. Dierbaars, dit lyk vir jou redding is net sommer so. Ek het laaste gesê, ons redding is nie cheap nie. Dis nie cheap nie. Ons verteenwoordig 'n hele volk. Ek, my man, verteenwoordig, daar is nog van die Jaftas, van die Langes, van die, daar spanne in die Ceres, as spanne in Grabouw, daar's families wat gered moet word. Here, ons prys U. En hulle redding hang van my af. Opstaan en alweer. So ek kan nie lê nie. Ek kan nie lê nie, susteretjie. Daar is nie 'n manier nie. Al wil die vyand my plat hou, ek moet opstaan. Ek moet opstaan. Sodat die belofte van die Here tot vervulling kan kom, oudies. Hulle moet kan sien dit is Jesus. Die wonderwerkende Jesus.
vanoggend hier is, dan dit is koud hier buite, ons kan by die huis gewees het. Ons kan in 'n warme bed gelê het, maar ons het gevoel ons wat in die teenwoordigheid van die Here is. Halleluja. Because in His presence, there's fullness of joy. There's healing, there's deliverance. That's alles. Halleluja. That's alles, Leraar Johnson. Ons soek nie by die huisie. Halleluja. Dis in sy teenwoordigheid. Dis in sy teenwoordigheid waar die Here is en hy wil en hy woon onder die lofsange van sy volk. En terwyl ons wag op die Here, moet ons sy naam prys. Terwyl ons op hom wag, moet ons hom loof. Ons moet begin dankie sê vir dit wat ons nog nie kan weet. Dankie Here vir die redding van my familie se siele. Dankie Here vir die redding van my kinders. Dankie vir my man. Dankie Here. En laat ons sien wat die Here kan doen. Prys die naam van die Here. Ons eer die Here vanmôre vir sy oorgelese woord. Halleluja. En laat ons begin opstaan, moed skep en begin werk soos die Here wil hê. Halleluja. En jy seën. Halleluja, wat 'n wonderlike boodskap. Halleluja, staan op en werk. Halleluja, prys die naam van die Here. Vanoggend vroeg, halleluja, het baie al mense opgestaan en begin werk voor die bediening begin het. Halleluja. Die begin as Philip het gevra vir wie moet ek gaan optel? Vroeg vanmôre, halleluja, prys die naam van die Here. Die Here staan wakker agter sy belofte. Hy nie mense kan dat hy iets sal sê en dit nie doen nie. 'n Belofte maak en dit nie nakom nie. Halleluja. Hy het beloof, halleluja, hy gaan vir julle huise gee. Halleluja. En die Here het sleutels van laasvorige jare uitgedeel. Halleluja. En dan kom klein die mense, halleluja, my dak lê, my deur is stukken. Staan op en gaan maak dit reg. Halleluja, sy klaar die huis. Sy klaar die belofte en sy gaan kry. Staan op en sit jou heining om jou. Halleluja. Wie gaan toch om heining opsit hierso? Sy klaar die huis. Hy is belofte wat jy die Here gevra vir jou huis. Halleluja, prys die naam van die Here. Staan op. Werk. Halleluja. Prys die naam van die Here. Wat 'n pragtige boodskap. Prys die naam van die Here. Nou aan mekaar, halleluja, die prys die naam van die Here, want as jy vanmôre opgestaan het en jou sonder jou kind sonder skool toe gestuur het. Halleluja, jy het opgestaan en gewerk. Halleluja, prys die naam van die Here. Halleluja. Wanneer as jy vanmôre by die huis gelê het, halleluja, sou die bediening miskien nie vanmôre aangegaan het jy opstaan om hier te kom, halleluja, as jy moet regmaak. Prys die naam van die Here. Party, halleluja, ek ken nou nie wat hy mans mense nie, halleluja. As jy opgestaan het, dan sit jy sommer aan tafel en eet hy. Ek moet jou verkry daar. Prys die naam, anders gaan ek nie eet nie, sê my vrou, ek moet opstaan en werk. Halleluja, prys die naam, wat 'n mooi boodskap die waar is. Môre, Masia. Halleluja, kan ons die Here nog so prys gee, halleluja. Ek het zelfs gestaan op, gaat werk. Prys die naam, as ons nog groot gebied hê, halleluja. Dit is die boodskap. As ons eie kerk wil hê, moet ons opstaan, hier vanaf opstaan. Halleluja. Dan moet ons gaat bakstenen lê, halleluja. Prys die naam, ons moet die dak tot op die laaste skroef. Sal ons moet vastdraai. Halleluja. As ons klaar is, as ons sien, daar is ons belofte. Amen. Prys die naam van die Here. Ons het
beëindigen kom van 'n wonderlike diens. Het mense dit geniet? Mense amen. Ons het roudiens gehad daar op die susters. En hulle was almal daar. En die Here het aan die week en die 2 dae 9 siele gered daar. Klein kindertjies, almal het bely en die Here aangeneem. Amen. Ons wag net maar onlangs het buurvrou nog te kom. Amen. Dat sy toe gehad vir die Here gegee. Halleluja. Ons het daar by my sussie het ons huis ingeseën. Ons het dit aansiening diens gehad daar by my sussie se huis. Halleluja. En sy is vanmôre, sy by ons. Amen. Prys die naam van die Here. Nou, ons het aan die einde gekom op 'n wonderlike bediening. Halleluja. Wat die Here met ons gepraat het. Ons gaan nie weer huis toe nie. Prys die naam van die Here. Kom ons kry so aan wat ons doen. Halleluja. As hy enige een is. Halleluja. Wat 'n gebed, 'n spesiale gebed het. Die Here is hier. Jy moet opstaan. Halleluja. En kom haal jy jou gebed. Halleluja. Kan nie aan sit. Jy moet opstaan. Dat jou spiere werk. Halleluja. En loop. En kom haal jou blessings. Kom haal jou genesing. Prys die naam van die Here. Kom sit so biddingslied as halleluja. As daar iemand is wat vanmôre 'n spesiale gebed is, kom vanmôre. Vertrou die Here. Halleluja. Hy moet verlei die kind dat die Here is goed, halleluja. Die vrou voor die Here gelede, man. Sondag op sondag het sy gesê, Here, bid net vir die redding van my man. Here, halleluja, toe haar man bekeer en hom laat red. En die genade naas, sy sê, kom vrek! Die man, kom vrek! Ons gaan naar die huis van die Here toe. En moet vrek maar getrouw kom. En dat is nou al 19 jaar. Halleluja, prys die naam van die Here. Halleluja, Suster Arendse. Kom, wees. Kom gelukwens vir Suster Nichols. Amen. So wonderlik om die Here te verjaar. Toe ons in die wêreld gewees het, dat ons altyd paartjies hou, dat drank aangegaan. Dat die Here het geweet van beter. Het die Here aan ons roep. En hy sy hand so uitsteek, toe gryp ons daai hand. En vandag staan ons hier, dat my suster vandag weer 'n jaar by sy lewe bygekry het. En dit in die Here, nie buite hom nie, maar aan hom. Want die Here, hy ken ons van binne en buite. Ons kan ons van die Here niks wegsteek nie. En ek sê die Here, hy is 'n wonderlike vrou, wat altyd weer die dan sy man en kinders ondersteun. Want soos ek die geleer ken het, en ek gesê, die is 'n baie stil vrou, maar die is baie saam met die Here. 'n stil vrou is in die Here, en sy is saam met die Here. Daarom, alles wat mooi is vir die toekoms by u, en mag daar nog vele verjaarsdae wees. En ons bid en vertrou, die kinders en die maas en toestore sal volg. Amen. Suster Linda, die had een Christmas besluit, nee, maar ik ga het dokter van. Ik wil een jong tijd. Doei!